Baie welkom van my kant af vanoggend. Groete uit Swakopmund, waar ek gister was en saam met ons regional leier Pastor Roger en saam met ons cluster leier Pastor Chris gekuier het en saam met Niels wat ook nou die kerk launch en ook 'n ouderling aanstel in hulle gemeente. Man, what a blessing om sulke leiers om ons te hê. Man, dit was vir my so lekker. Ek sal 300 kilos ry om 'n uur of 2 ure saam met hulle te spandeer en ek sal dit weer terugry ook. Gesonde leierskap is gesond. Jy hoef nie alleen te loop nie. Moenie alleen loop nie. Kyk bietjie Discovery Channel, dan is nie altyd daai, of is dit die Nature Channel, ek weet nie. Maar daai bokkies wat so alleen loop, chomma, dis altyd hulle, by daai leeu en luiperd klap. So, bly in gemeenskap. Jy kan jou Bybel oopmaak by Joshua 6. Dis in die Ou Testament, vroeg hier in jou Bybel, as jy wonder wat dit is, Joshua 6, ons gaan die eerste 10 of so verse lees, van een van my favorite boeke. Ek hou van oorlog, julle, dis lekker om te sien hoe die Here oorlog, hoe hy oorwinning gee, ek hou baie van dit. Manne, as jy nie weet waar om te begin, jy begin sommer by Joshua, dan gaan jy Johannes toe daarna. Die titel van oggend is hierdie, There we go, not there we go, daar's 'n volgende ene, There we go. Hoe om in die ongelooflike te stap. En as ek praat van ongelooflike, en as ons praat van hierdie reeks, dan praat ons in die konteks van dinge wat vir jou onmoontlik lyk. En die hoop vanoggend is nie net hoe om in dit te stap nie, maar in dit te bly stap. Het iemand al goed begin met iets en nie so goed geëindig met daai selfde ding nie? Byvoorbeeld die eet hierdie jaar, kom ons los dit, maar as voorbeeld, dit kan gebeur. Nie met ons nie, maar met ander mense. En so die hoop is, dat ons sal leer hoe om nie net in te stap nie, maar in te bly in die oorwinnings wat hy vir ons het. Die groei, die siele wat hy in ons gekoppel het, wat deur ons woord wat ons verkondig, die evangelie tot bekering kom, die heiligmaking, die lesse, al hierdie goed wat hy vir ons wil leer. So ons lees Joshua 6, en die idee is, die konteks is dat Moses is dood. Hulle is 40 jaar in die woestyn gewees, deur die Jordaan. Daar bly hierdie 2,5 tribes agter aan die oostelike kant van die rivier. Die ander is oor, daai tribes kom veg wel saam later, of heeltyd uitdink. En nou, na hulle die bevryding beleef het, is die eerste ding waarna hulle vasloop, boom. Het jy dit al gevoel? Victory training, jy word gered, hierdie amazing, en is asof jy doodgestop word in jou spore. So kom ek bid vir ons, en dan gaan ons in die skrif, en Here, Vader, sal U deur die Gees vanoggend kom, en mure afbreek, wat ons weghou, van dit wat U vir ons het, wat ons weerhou van dit wie U is. Here, breek vanoggend af enigiets wat tussen ons en U staan. Heilige Gees, sal U ons harte kom oopbreek vanoggend. Jesus, sal U ons kom lei in waarheid, en mag ons lewens vir U roem gee. Mag ons lewens vir U glorie gee. Mag ons as gemeente U roem versprei, deurdat ons in dit stap wat U vir ons het. Amen. Joshua 6, jy kan in jou Bybel volg. Jerigo se poorte was egter dig gesluit vanweë die Israeliete. Niemand het daar uitgegaan of ingegaan nie. Die Here sê toe vir Joshua, kyk, ek gee Jerigo, sy koning en sy dapper krygers in jou hand. Ek gee, en dan vers 3, julle moet om die stad trek, al die
julle moet om die stad trek, al die krygsmanne. Julle moet een keer om die stad gaan. 6 dae lank moet jy so maak. 7 priesters moet 7 ramshorings voor die ark dra. Op die 7de dag moet julle 7 keer om die stad trek, terwyl die priesters op die horings blaas. En wanneer daar lank op die horing van die ram geblaas word, moet al die manskappe, sodra julle die geluid van die ramshoring hoor, 'n baie harde oorlogskreet aanhef. Die stadmuur sal. Die stadsmuur sal dan ineenstort en die manskappe moet bo-oor klim, elke man reg voor hom uit. Joshua, seun van Nun, het toe die priesters ontbied en vir hulle gesê, dra die verbondsark. 7 priesters moet die horings van 7 ramme voor die ark van die Here dra. Hy sê toe vir die manskappe, trek op en gaan om die stad. Die gewapende manne moet voor die ark van die Here optrek. Net toe Joshua dit vir die manskappe gesê het, het die 7 priesters wat die horings van die 7 ramme voor die Here dra. Die woordjie ark is daar weg. Voor die Here dra. Opgetrek en op die ramshorings geblaas, terwyl die verbondsark van die Here hulle volg. Vers 9, die gewapende manne het voor die priesters wat op die ramshorings blaas geloop, terwyl die agterhoede, die ander mense, die ark volg. Daar is aanhoudend op die ramshoring geblaas. Aan die manskappe het Joshua die opdrag gegee. Julle mag nie 'n oorlogskreet aanhef en julle stemme laat hoor nie. Daar mag nie 'n woord uit julle monde kom nie. Tot die dag dat ek vir julle sê, skree. Dan moet die oorlogskreet aangehef word. Dis baie duidelik uit hierdie teks dat daar 3 bewegings is. Die een is die belofte van God. Die muur sal, kyk ek gee. Daar is 'n belofte van God. En dan is daar klompmoeds. Dan is daar die opdrag van God. Dan is daar hierdie laaste gedeeltetjie, die belewenis van die opdrag, van die belofte deur die opdrag, om dit fisies onder jou voete te beleef. Nommer 1 en 2 is vas. Die beloftes van God is vas. Dit vind die vervulling in Jesus Christus. Nommer 2 is vas. Die opdragte van God is vas. Dit wil voorkom of nommer 3 nie so vas is nie. Het jy al 'n belofte gekry van God, maar nie jou voete daarin gevind nie? Daar is iets wat ons moet leer uit hierdie skrif, wat ons nie net in die beloftes in kry nie, maar wat ons in die beloftes inhou. Baie keer lees ons in die Bybel van hierdie goed, en ons raak doof vir dit. Ons hoor van die oorwinnings, ons hoor van mure, en dalk hoor jy selfs getuienisse soos laasweek van 38 jaar se verslawing wat gestop het. Jy hoor dit, maar jy is gemaak in Christus om dit te beleef. Dis nie net om te lees nie, dit is om te beleef. En die gevaar is, dat soos die volk ons deur die doopbad van die rivier kan gaan. Ons is gered, en ons settle op 'n manier en sê, maar dis oukei as ek nie vryheid van sonde beleef nie. Ek sal nou maar aangaan met pornografie, ek sal aangaan met steel, ons huwelik is eintlik bitter. But I've learned to cope with this. Dis boeye wat oopgesluit is, maar ons staan. Dis nie net iets waarop jy dan uitmis nie. Dis verder as dit. Het jy geweet hoe jy leef? Skep 'n beeld van God in die mense wat nie God ken nie se kop.
Daar's soveel meer as net die nou betrokke by die oorwinnings wat hy vir ons wil gee. Persepsie van God word geskep in die wêreld daar buite deur die mense van God. Baie van God se beloftes wil voorkom of dit onmoontlik is om in te stap. Sekerlik moes hierdie volk so gevoel het. Hierdie muur was nie enige muur nie. Hierdie stad was nie enige stad nie. Die skrif sê vir ons, niemand het in of uit gegaan nie. Hierdie poorte was dig gesluit. Die skrywer van Joshua wil vir ons sê, hoor, hierdie is onmoontlik. Hierdie is die oudste stad gewees op aarde. So ver terug, so 7000 jaar BC, het mense daar begin settle. Toe Joshua hulle daar aankom, al vir 5000 jaar, is daar ten minste 12 stede gebou, verwoes. Hulle het al 'n bietjie geleer van hoe om te fortify. It was the most fortified, it was the oldest city, en dit was die laagste stad, tot vandag toe nog, natuurlik, die laagste stad op die planeet. 258 meter onder seespieël. Dit beteken, it was the city of palms, baie water. Hulle kan maar sluit, vrugbare grond. Ons gaan nie uitdroog hier binne nie. Ons kan hulle nie uit, kom ons maak hulle toe en kyk dat die water opraak. Nou wys. Als het geskree onmoontlik. Hoor dit vanoggend, want miskien het jy so 'n situasie. Die onmoontlike word die verhoog vir die ongelooflike. Dis presies in hierdie atmosfeer wat God se beloftes en opdragte inkom. Gaan dit geloof verg? Verseker. Die onmoontlike baie keer word die verhoog waar God sy almag bewys. Hoe doen ons hierdie ding? Hoe kom ons in dit wat hy vir ons wil hê en hoe bly ons daar? Nommer 1, daar is die eerste punt, jy stap om in geloof. Dit gaan vir jou duidelik word, jy stap om in geloof. Dink net gou vir 'n oomblik, veral ons ouer manne wat dalk diensplig opleiding gekry het of iets, of dalk hou jy net bloot van oorlogflieks. Let's be honest, hierdie gameplan is nie die beste gameplan vanuit 'n militêre oogpunt nie. Dit is nie, hoor jy gaan stap reg onder die hoë grond. Let's go. Bly joep stil. Wel, dis nie baie intimiderend nie. Dit is nie die beste plan nie, uit 'n menslike oogpunt. Vanoggend, en jy kan die volgende vers opsit daarso. As dit kom by hierdie goed, do not lean on your own understanding. Trust in the Lord, do not lean on your own understanding. Beteken dit, jy moet alle mental faculty of capacity laat gaan en net wees en stap. Jy weet, God verwag dit nie van jou nie. Maar hier's wat dit sê, die manier hoe ek dink, die voorhand liggende manier van om iets stap, in iets stap, ek moet bereid wees om dit te abandon vir die opdragte van God. Dit vat mental capacity. Dit vat 'n opweeg. Dit vat 'n punt waar jy kom en sê, man, I'm not gonna lean on my own understanding. I am going to trust wholeheartedly. Sien jy daai woord van hart? Dis nie net hier binne nie. Dis iets wat moet uitkom. Dis iets in ons diepste wese wat ek nie net gelees het nie, maar wat die Heilige Gees in my sit en sê, I believe. En om stap ek. Het jy opgelet hoe hulle moet stap?
die verbondsark, die priesters, voor dit die gewapende manne, hier agter die res, die agterhoewe, reg in die middel, die verbondsark, tussen God se mense, is simbolies van God se teenwoordigheid. Sy teenwoordigheid met jou is jou sekuriteit. Dis nie ons gameplans nie, dis nie hoe ons dink nie, dis God met sy mense. Dis 'n Moses wat sê, hoorie, as u nie saamkom nie, I'm not going. Kan ek jou vandag herinner, dat waarom ook al jy moet stap, moet dit nie sonder God se gemeenskap doen nie. Moenie probeer vooruitloop nie. Soek hom in al jou weë. Learn to trust him. Die ark was reg in die middel. En dan is hier die ander opdrag daar, ramshorings. Baie van die vertalings sê trompet, ek dink dit was 'n ramshoring. Dis nie so intimiderend gewees vir meeste mense nie. Dis niks fancies gewees nie. Maar hier's wat dit is. Dit was uiters simbolies in die Ou Testament van oorwinning, van God se teenwoordigheid, van God se autoriteit, 'n herinnering dat God sal vir ons veg. Het julle gelees, daar staan, hulle moet dit aanhoudend blaas. Yes, ek sien hierdie muur. Nee, hy sal vir ons veg. Yes, wat as hier nou 'n archer kom? God sal vir ons veg. Ons het nodig om te onthou dat hy nie net met ons is nie, maar hy sal vir ons veg. Divine intervention is wat die ramshoring sou simboliseer. Divine intervention. Sekere oorwinnings kom net met divine intervention. Byvoorbeeld die muur om ons hart wat gebou is uit sonde. Net God. Divine intervention kan daai breek. Daar was die ark, daar was hierdie ramshoring wat die hele tyd geblaas het. En Numeri, ek dink nie hy is daarop nie, is daar skrif Numeri 10:9, sou jy wou neerskryf. When you enter into a battle in your land against the adversary who is oppressing you, hoor jy dit? You are to sound short blasts on the trumpets, and you will be remembered before the Lord. Daai aksie van Here, ek vertrou op U. Here, ek prys. Trumpets was en ramshorings was ook vir aanbidding gebruik, is, Here, ek vertrou op U. Here, ek pleit by U, onthou my, onthou ons, onthou U beloftes, tree asseblief in. Baie keer hou ons net op stap. Ons opt uit. Die Here sê nee, stap in geloof om dit wat voor jou is en dalk onmoontlik vanoggend lyk. En dan is daar hierdie idee van, almal moet stil wees. Nie heavy intimiderend nie. En deel van die opdrag dan, Joshua was dit, ek gee vir julle die stad, die stad en al sy dapper krygsmanne, thanks Here dat jy my herinner hoe dapper hulle is. Face die realiteit in jou lewe, moenie om dit probeer stap nie, face dit, maar face dit in geloof, want jou moet ons stil bly, al ons wat-asse moet geface word. As jy in daai groep mense was, wat sou jou bekommernis gewees het? Nommer 1 vir my is, wat as die muur nie val nie? En ons is, seker, ons het die GES, en dan staan die muur. Imagine, nie net hoe ons gespot gaan word nie, maar hoe ons gaan geslaughter word. Dit sou my nommer 1 worry wees. Nommer 2 op my lys is, wat as Joshua verkeerd gehoor het? Ek gooi so als nou daai kant toe.
En my nommer 3 worry sou gewees het, wat van die archers hierbo, hierdie skuts? Ek het al flieks gekyk en dit lyk nie lekker om 'n pyl in jou Achilles te kry nie. Wat sou jou bekommernisse gewees het? En hoekom sê Joshua bly stil? Wat doen ons baie keer met ons bekommernisse? Ons gee dit super away airtime. Baie geek, all night. Joshua sê, manne, bly stil. Joshua weet, geloof kan versprei, maar vrees kan ook versprei. En ek sê nie ontken wat voor jou staan nie. Ek sê, herken dit. Don't give it airtime unnecessarily. Ek moes myself hierdie week check in ons familie in Suid-Afrika, ongelooflike moeilike situasie met 'n siekte, en dit lyk soos die einde. En iets kom by my mond uit. En die Here sê vir my, moenie dit sê nie. Ek sal besluit. Tot ek besluit, stap om in geloof. Stap, moenie airtime gee vir die wat-asse nie. Nou maar wat moet jy doen met jou wat-asse? Want as jy nie jou wat-asse deel mee nie, sal jy nooit in die as van die muur stap nie. Wat moet ons doen met dit? Wel, jy weeg dit op teen hierdie geluide wat jy hoor, die ramshoring. Jy begin prys. Jy weeg dit op teen wie met ons is. Die God van die heelal, die oorwinnaar is hier met ons. Die oorwinnaar is met jou. As jy in Christus, God is with you. And he knows how to rescue his people from trials. Ek begin dit opweeg, al my wat-asse, teen wat hierdie een wat met ons is, al gedoen het in die verlede. Man, die feit dat hulle nie 'n woord moes gesê het nie, beteken nie, daar was nie gesprekke nie. Ek dink hulle die wat-asse moes face. Ek dink geloof het ingekom. Ja, ons voorouers was in Egipte. Daar was pla, daar was 'n rivier. Wel, dit is amper iets soos dit. En hy het 'n weg gemaak. Jo, ons skoene het nie eers gewear and tear in die woestyn oor 40 jaar nie. Ou, daai is Henties Baai Rob Valleys guaranteed gewees. Hulle het nie gewear nie. Ek jok, dit was 'n wonderwerk. En hulle begin dit dalk onthou, en geloof begin dalk opstaan, soos hulle onthou, nie net wie is met hulle nie, maar wat hy al gedoen het. En daai selfde een is nou by jou. Stap om die onmoontlike in geloof. Psalm 46 vers 10. Be still and know that I am God. Ek weet nie van jou nie, maar baie keer wil die mure in my lewe harder praat as wat die een wat by my is. En ek het nodig om stil te word, om te onthou dat God met my is. Onthou wie is God? Psalm 27 vers 14 sê, wait for the Lord, be strong and take heart, wait for the Lord. In hierdie waiting, faith-filled waiting, kom maar krag. Kom daar weer geloof. Het jy dalk goed in jou lewe waar rondom jy moet stap? In stilte, in geloof? Joshua het definitief geweet, Spreuke praat daarvan in die tong. Lê die mag van lewe en dood. Onthou as jy omstap in geloof, don't give unnecessary airtime to the fears. Praat met God oor jou vrese. Weeg dit op teen wie hy is. Nommer 2. Nommer 1 was stap reguit om in geloof. Nommer 2 is stap reguit in geloof. Ek weet nie, Rosie, of my Afrikaans daar sin in maak nie, daar is my baie in daai sin, maar ek dink dit maak sin. Daai 2 inne. Stap reguit in geloof.
van ons stap net om in geloof, maar stap nooit in geloof nie. Die stadsmuur, vers 5, sal dan ineenstort en die manskappe moet bo-oor klim, elke man reguit voor hom uit. Daar's hierdie mooi spanning in die skrif, tussen wat net hy kan doen, en ons verantwoordelikheid. Net hy kan die muur laat val, net hy kan my red, maar daar is 'n genade waar ek saam met hom stap in heiligmaking. Hy voeg my en my vrou by, maar hey, daar's iets wat ons saam stap, en hey, ons word meer soos Jesus. Daar's 'n samewerking. Daar's nie 'n passiwiteit in hierdie gedeelte nie. Stap om, stap in. Vers 20 sê, dis dan reg aan die einde, ons het dit nie gelees nie. Die stadmuur het ineengestort en die manskappe het elkeen reguit voor hom bo-oor geklim, die stad in. Hulle het die stad ingeneem, dis 'n werkwoord. Hulle het geklim, dis 'n werkwoord, en alles wat die stad was, deur die skerpte van die swaard met die bandvloek getref, diere, mense, alles. Hulle het ten minste 7 dae gehad om te bekeer. Het jy daaraan gedink? Dalk was die stilte nie net vir hierdie ouens wat omstap, nie vir maar die ouens binne, want God se hart is dat almal tot bekering kom en niemand moet perish nie. Hulle het ten minste 7 dae gehad om te onthou van hierdie God wat hierdie volk uit die woestyn gelei het. Maar nee, 10-1 was hulle maangod van Kanaan, die een waarna hulle gekyk het. So God is nie net besig om mure af te breek nie, maar vals gode af te breek in die oorwinning. Verbeel jou gou vir 'n oomblik, hoe weird sou dit gewees het as die muur geval het, na daai harde, positiewe, oorwinnende skree, en almal het gevries. Almal het gestop by die verbasing van, kan jy glo? Ons, duisende jaar daarna sou gesê, dis crazy, go! God het gesê, dis beskikbaar, die ramshoring het geblaas, moenie net stil staan nie, yet we do it. Daar's iets wat ons daar hou. Baie keer, soos 'n Dawid, moet ons bo-oor staf klim, om in te kom wat hy vir ons wil gee. Dawid moes van sy sonde uitbring, hierdie gemors, dit voor God sit, in die lig bring, dit gefeis het, en hy moes bo-oor dit geklim het, en verder in dit gestap het, wat God vir hom wil gegee het. As ons nie bereid is, om oor staf te klim in ons lewens nie, om te face, hy, my huwelik moet anders lyk, om te face, hy, his secret sin, en ons sal nie ons voete sit, waar hy ons wil hê nie, want in plaas van bo oor dit klim, hier's wat ons doen, ons gooi iets bo oor dit, en maak asof dit nie daar is nie. Praat Vrydag aand met die jeug, en dit is soos 'n rooi liggie op jou kar se dash. Hierdie is nie die beste manier nie, Tommy, om net 'n stiker oor die rooi liggie te plak nie. Dit gaan nie help nie. Daar moet gestop word, die kar moet oopgemaak word, en kyk wat hier aangaan. Is daar goed wat die Here dalk vir jou sê, hey, ek het dit laat val, maar ek het nodig dat jy bo oor dit klim. Wegloop van dit, in dit wat ek vir jou het. Mense sien. Die priesters het hierdie lang blaas gegee, en toe kom die oorlogskreet, en toe val die muur. Voor die skree, en na die skree, toe val die muur. Selfs die skree was in geloof, selfs die worship was in geloof. Dit het my laat dink aan 'n ander priester, wat ook so oorlogskreet geskree het aan die kruis. Tetelestai, dit is it is finished. Lees saam met my daai. Far more than a statement of death, the cry announces the completion of redemption purpose, atonement, reconciliation, and the victory over the power of darkness. Glo jy dit? Tiaan, glo jy dit?
Die muur het geval. Yes, there's stuff you gotta get over. But the victory has been won. Stap om in geloof, stap in geloof. Nommer 3, stap weg in geloof. Stap om, stap in, stap weg. En ons praat van hoe kan ek in dit inkom wat hy vir my gegee het, maar in dit in bly. Vers 17 sê die stad en alles wat daarin is onder die ban van die Here. Net Rahab die prostituut mag leef, sy en almal wat by haar in die huis is, omdat sy die boodskappers wat ons gestuur het, versteek het. Ek het gedink aan nou Rahab. Donker past. Een optrede van geloof, red haar. It's seen as an act of faith. Daar's 'n faith confession, want sy vertrou op daai koning, meer as hierdie Kanaanitiese koning. En daai koning is God. En sy en haar familie het toe in die kamp by die Israeliete gaan bly. Can you imagine die ongemak? Imagine die gesprek. Hey, so wat doen jy? Ja, ek was 'n prostituut. Ja, van waar af kom jy? Nee, van daar af. Ek kan nou nie. Kan jy imagine die ongemak aan die begin? Hier's waarmee ek wil pleit. As die Here se guns aan iemand verskyn wat nie soos jy lyk, maar 'n donker past het, sal jy geloof hê om skouer aan skouer te leef? Sal jy geloof hê om in te trek? God het hierdie persoon deel gemaak. Die Here weet dat ons gemeentes, ons Every Nation Okanja kan groei in dit. Men dit reflekteer iets van wie hy is. Hy is die primêre een in ons lewens. En dan staan daar, bly net weg van die bangoed. Anders neem julle van die bangoed, terwyl julle die stad met die banvloek tref. Julle sal die kamp van Israel onder die ban bring, en dit in ongeluk stort, vers 19, al die silwer, ja, hierdie goed klink amazing, al die silwer en die goud en die voorwerpe van brons en yster is heilig vir die Here, dit moet na die skatkamer van die Here toe gaan. Hierdie was die eerste stad, hierdie was the first fruits, hierdie was 'n tipe tiende, 'n declaration, die 100% behoort aan God. Verbeel jouself, jy was 40 jaar in die woestyn, jy's redelik moeg gekamp. Okay, jy het goed getorra vir 40 jaar. Jy verlang om in 'n lekker huis te bly, bietjie iets te hê, goud, silwer, ysters en beeste, en nou sê die Here, verwoes dit, don't touch it. Kan jy die deceivement in dit sien? En hoe moet ek hierdie lekker bed afslaan vir my $10 stretcher of my afblaasmatras? Ken julle 'n afblaasmatras? 'n Afblaasmatras vir hierdie bed, nee, los dit. Nee, dis 'n afblaasmatras. Daar bestaan nie iets soos 'n opblaasmatras nie. 12:15 slaat jou heup die grond. 1:15 is jou skouer. 2 uur hoor jy. Here vergewe hulle. Waar was ons? Nee, ons was nie by die afblaasmatras nie, tannie. Stap weg in geloof. Hierdie goed lyk baie aanloklik. Maar God sê, hoorie, as jy aan hierdie goed vat, as jy nie wegstap van sekere goed nie, gaan daar 'n vloek oor jou kom. Akan luister nie. Hy sien, hy begeer, hy vat. Dis wat Eva gedoen het. Sien, begeer, vat. Dis wat ons doen as ons sonde doen. Ons sien iets, ons begeer dit, ons vat dit. Ons gaan steek dit weg. Hulle gaan veg teen 'n kleiner volk, 34 of 35 as ek reg onthou, mense dood. As jy vat wat nie joune is nie, as jy nie wegstap van goed wat hy sê stap weg, dan gee jy jou kragprys. You make yourself a powerless Christian. Jy maak jouself oop vir die bose. Maak nie saak hoe pragtig dit is nie,
jy sal nie kragtig kan leef nie. Die duiwel sê dit nie vir jou nie. It's fine print. Daar is sekere goed waarvan ons moet wegstap wanneer ons wil in sekere goed wil instap. Ons kan nie leef soos in die woestyn geleef het nie. Ons kan nie swerf nie. Daar is sekere plekke, mans, waar ons voete nie hoort nie. Vrouens waar jou ore nie hoort nie. Mans waar jou oë nie hoort nie. Kinders almal waar jou mond nie hoort nie. Jy moenie hieroor praat nie. Stap weg van dit om in te bly wat hy wil hê jy moet instap. Dis stap om, dis stap in en dit stap weg. As ons so leef, volgende ene, die Here was met Joshua en sy roem het die hele land deur versprei. Joshua in die Bybel is 'n tipe Jesus. Dit wys vorentoe na die perfekte Jesus. Die een wat ons lei, die een wat ons in oorwinnings lei, die een wat ons absoluut hoëpriester en leier is. Is dit nie waaroor die ongelooflike lewe gaan nie? Om die roem van nie my nie, maar van hom te versprei. En die woordjie roem is 'n mooi woord. Dit praat van amper mense hoor stories wat hulle perception vorm. Joshua het nog niks groots gedoen nie. Hier is die eerste een. Dalk was daar leiers wat soos, ek is nie seker of ons hierdie ou kan trust nie, maar hierna het dit begin versprei. Want die stories van wat God gedoen het deur hom het versprei. En daarom het die persepsie van wie hierdie koning is ook versprei. We exist to honor God. Men, dis hoekom hy ons almal wil hê in 'n ongelooflike lewe. Dit gaan soveel meer oor as net nou. Sy teenwoordigheid met ons en sy roem sal versprei deur ons. Ons is sy ambassadeurs en vrees wil sy roem versmoor. Passiwiteit wil sy roem versmoor. Maar daar is niks soos 'n geloofsgemeenskap wat om, in en weg van sekere goed afstap. Wat skree, hy is waardig. Kom ek bid vir ons. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir u grootheid. Dankie vir u teenwoordigheid. Dankie dat u wat met ons is groter as die onmoontlikheid wat voor ons is. U ken elke een se storie beter as wat ons eie stories ken. Miskien is jy hier vandag en jy is voor 'n muur. Miskien is jy voor die muur van man. Verhoudings wil nie lekker uitwerk nie. Man, my huwelik, die finansies, depressie, bekommernisse, die Here weet jou onmoontlike. Ek wil jou vanoggend uitnooi om 'n oomblik te vat en daad by hierdie woord te sit. Om te beleef wat daai volk beleef het. In geloof om iets stap. Miskien is dit 'n familielid wat jy voorvertrou bekering, maar dit lyk highly unlikely. Miskien is dit kanker in jou familie, self jou eie liggaam. Dit lyk of dit die einde is. Jy weet nie wat om te doen nie. Miskien is dit 'n siekte wat op die horison lê wat jy agtergekom het van. Kan ons doen wat die volk gedoen het? Wat Jesus sê, wat God sê? Stap om hierdie ding in geloof. Hoor die ramshoring, oorwinning behoort aan God. Hoor divine intervention. Vra vir hom, Here, sal U intree? Kan ons aanbid terwyl ons om dit stap? Ek nooi jou uit en so sluit ons af om dit wat in jou hart is voor die Here te bring in aanbidding en om dit te stap in geloof. En ons sluit af met hierdie lied weer.
So kom ons staan op. Nou Here, dankie dat dinge geskuif het nou. Ek stuur jou uit om in geloof om goed te gaan aanhou stap. Om in geloof in goed te gaan instap. En in geloof weg van goed te stap. Ek stuur jou uit met die mandaat. Gaan versprei sy roem daar buite.